Afrikaanse boere Afrikaner. Hier is die plan wat ons gaan uitvoer. Ons gaan die grootste vennootskap bou tussen privaat individue wat Suid-Afrika nog ooit gesien het. En ons gaan 'n baie innoverende struktuur gebruik wat gebruik word in die hernubare energie-industrie. So ek is op soek na FSCA geregistreerde finansiële maatskappy wat kredietwaardig is, wat vir ons die administrateur kan wees, en ek soek 'n belastingskundige. So ek het al die inligting, ons het dit gedoen in die hernubare industrie, of hernubare energie-industrie, en ek dink dit is die struktuur wat ons kan gebruik om ons as Afrikaanse boere, boerevolk, nie netwinnig mense wat fisies boer nie, maar die boerevolk, in 'n vennootskap te kan plaas met mekaar om ons parallelle digitale ekonomie te stig, tesame met van my vorige video's gaan loer oor die revolusie wat ons besig is om te bou met die kunsmatige intelligensie. So ek sal in die volgende week 'n hele paar video's doen oor dit, soos die patente deurgevoer word, verskeie applikasies, ek dink wat lewensvatbaar gaan wees vir klomp van ons Suid-Afrikaners, veral vir besighede wat nou net begin het. Die term aankommandiet is natuurlik 'n Franse term wat gebruik word in die solar-industrie, gaan Google dit as jy dit nie ken nie, wat letterlik eintlik vertaal na inborgskap. So dit beteken dat ons as private individue binne die regte struktuur, wat reg gegovern word, reg opgestel is, kan deelneem in 'n vennootskap, waar ons duisende kan wees, en ons handhaaf die vennootskap asof ons in ons private kapasiteit die legal entities of natuurlike persone is wat die voordele van 'n besigheidsstruktuur in ons persoonlike kapasiteit kan aanwend. En dit is 'n manier hoe ons baie kompeterend kan wees, saam kan span, en ons vat basies die konsep van 'n hybride stokvel, vennootskap, maatskappy, en ons kombineer al hierdie goeders in 'n intelligente manier om almal voordeel te trek. So, ja, as jy iemand ken wat betroubaar is wat FSCA geregistreerd is, wat bereid is om hulle tyd en hulle kennis te gee, en so ook 'n belastingskundige, share dit, like dit, save die video, want jy sal dan in die algoritme die updates ook kan kry van waartoe ons hierdie ding vat. Ek het gesukkel oor die naweek om die konsep verder te vat, en ek dink na die liefdadigheidsprojek wat ons gedoen het gister, ons sop gaan uitdeel het, en ek het die mense gesien, en ek het besef dat daar is soveel wat net nie die means het, die hulpbronne het om hulle self te kan help nie, dat ons 'n verantwoordelikheid het om mekaar te help. En ek weet baie mense sê ons kan nie saam staan nie, en dit is reg, daar is klomp mense wat nie kan saam staan nie. Maar daar is baie van ons wat wel kan, en ek het dit gister gesien. Ons het gister as 'n gemeenskap en as 'n Afrikaner organisasie saamgestaan, en as 'n gemeenskap saamgekom, en ons het oor 1000 liter sop ingesamel, geskenk gekry en uitgedeel gekry. So moenie vir my vertel ons kan nie saam staan nie. Dis die bereidwilligheid van ons elkeen om dit wel te doen. So ja, stuur julle kennisse. Netwerk is ons grootste en belangrikste tool. Ons gesamentlike passie vir ons taal en ons kultuur is iets wat ons moet gebruik. In Engels sal ons sê leverage. So ons moet daai hefboom wat ons het versterk, en ons moet dit gebruik. Want die tye raak moeilik. 1 Augustus as daai tariewe inkom, ten spyte van wat klomp van die politicians sê, die politieke figure, en die algemene bystander in Suid-Afrika wat nie besef hoe die ekonomie werk nie, gaan dit 'n massiewe invloed hê op armoede. Veral in die klaararm en in die middelklas, en dit gaan ons ook raak. Ons produkte gaan minder kompeterend wees, ons wisselkoers gaan 'n invloed hê, so ons gaan moet begin hierdie hefboom gebruik en netwerk gebruik. En dis waaroor hierdie prentjie, hierdie beeld in die agtergrond gaan. Digitaal, netwerk, struktuur, innoverend wees, intelligent wees, en onsself, soos ek al hoeveel keer gesê het, posisioneer as 'n digitale nasie.